Een sakkie droe bok om zijn samosa. Een serp en een uitje met een rode sak. Een pakje peanuts, biltong en een maskadel. My kussenkie is oorgetrek met springbokvel. Dis ons 5de byeenkoms, ek is bly jy is hierso. Ek sit hier uit die Palabora rugby klub uit en ek het hierdie mooi trui van hulle aangetrek. Rugby begin op klubvlak en later dan bou dit op tot op provinsiale vlak. Dit is nou die grassroots level. Dis die basiese waarmee ou begin. En in hierdie klubhuis, in die Koos Bester klubhuis, word die goed bespreek, die strategie, die plan, wie se sterkpunte uitgebuit word, wie se swakpunte uitgebuit word. Alles wat gebruik word om die span beter te maak. Die afrigter sit en beplan. En dan het jy almal wat ondersteun, tot die bestuurder wat moet sorg dat alles reg is. Dit is so belangrik om op hierdie plaaslike vlak alles reg te kry. En op 'n manier is die gemeente en die klein groepe in 'n gemeente op die grassroots level van die gemeente, van die kerk van die Here. Want dis eintlik waar die ouens leer om saam te werk en goed saam te doen. En ons gaan praat oor saam bedien by hierdie 5de geleentheid. Dink 'n bietjie terug. In die 40 dae het jy klomp goed geleer. Die eerste 40 dae. En dit het daaroor gegaan, hoekom het God jou gemaak soos jy is? Hoekom het jy sekere ervarings gehad? Hoekom is party ouens lank en hoekom is party ouens vinnig? Ander ouens sterk en ander ouens stadig. Net soos in 'n rugby span. Werk dit so dat jy die vinnige ouens in die agterlyn gebruik, die sterk ouens in die skram, die lang ouens in 'n lyn staan en hopelik is hulle nog vinnig ook. Maar almal werk saam aan 'n plan. Werk saam om as span optimaal te kan funksioneer. En dis waarmee ons gaan besig wees. Weet jy, die wêreld is baie ingestel op prestasie en posisie en prestige en produksie en so aan. Maar as daar nie span is nie, dan gaan dit maar ellendig. Dan kan jy nooit dit geniet vir wat jy eintlik moes gedoen het as 'n span nie. Die Here sê, hy wil hê ons moet as 'n span saam bedien. En daar's nou so 4 sleutelaspekte van 'n klein groep. En dis in jou boek so op bladsy 209, as jy net 'n bietjie daarna gaan kyk. Die heel eerste ding is, mens stel jouself beskikbaar vir dienswerk. Beskikbaar, dis die woord wat jy daar insit. 'n Diensgeleentheid is 'n snaakse ding. Jy kan nie vir hom inoefen nie. Jy kan nie beplan vir hom nie. Daar gebeur iets wat maak dat daar skielik 'n diensgeleentheid vir julle as 'n groep ontstaan. En dan moet 'n ou gereed wees. So as jy beskikbaar is, dan gaan dit oor die gewilligheid om te dien. Ek verstaan iets van Jesus Christus, ek is gereed om te dien. Ek en my groep is reg vir iets wat mag gebeur. Weet julle, ek het dit al beleef. Ek kom by 'n huis waar daar ernstige siekte is, of waar 'n krisis gebeur het, of 'n sterfgeval. En dan stap ek dan die klein groep klaar gereël. Dan was die dokter al daar. Dan's ek letterlik die ou wat hulle laaste gebel het. Dan het hulle al die familie geskakel. Hulle het al kos gemaak. Hulle het al die reëlings begin tref. En dis hoe 'n klein groep moet funksioneer. Dis belangrik dat jy verstaan, jy moet beskikbaar wees. En die volgende ding is, ons moet leer om saam as 'n span te funksioneer. Jy werk saam as 'n span, as 'n eenheid. Nou die Bybel is duidelik daaroor. In Efesiërs 4 vers 16 staan daar, uit Christus, uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ek moet leer om die sterkpunte van my broers en susters te gebruik. Daar's ouens wat baie beter as ek sekere dinge kan doen. En ons moet verantwoordelik hulpbronne aanwend. Maar as ons saam staan, dan werk ons as 'n span. Jy sien, dis maar weer soos in rugby ook. Daar moet 'n span wees. En hierdie span moet 'n plan hê. En hulle moet gereed wees om te speel. Net so jy en jou klein groep moet gereed wees om te funksioneer waar die Here die diensgeleenthede neersit. 'n Baie belangrike ding is dat jy aan ander mense sal dink, dat jy eers aan hulle sal dink. In plaas daarvan om aan myself as 'n individu te dink, moet ek aan myself dink as deel van 'n span. Iemand wat kan funksioneer. Daar's trouwens 'n opdrag, Filippense 2 vers 4 uit die boodskap uit sê, niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Dis tog die verantwoordelikheid van medegelowiges om so te dink oor mekaar, om positief as 'n span saam te funksioneer en te verstaan, ek moet eers aan ander mense dink.
Dis belangrik dat hulle in my gedagtes is. Die Bybel sê, God vereis van ons hierdie gesindheid van Jesus. En iets wat daarmee saamgaan, is wat in Hebreërs 10 vers 24 staan. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Die woord aanspoor is daai aanmoediging, daai moed inpraat, daai opskerp, om weer 'n keer mekaar se arms te vat en te sê, "Yes, kom ons gaan doen dit wat die Here voor ons neersit." Jy fokus op ander mense se nood. Jy's nie net met jouself besig nie. God vereis van ons nederigheid. Hy wil hê dat ons op die voetspoor van ons Here Jesus Christus diensknegte moet wees, wat mekaar bedien, wat mekaar bystaan, wat mekaar se afrigters en motiveerders en ondersteuners is. Dis hoekom ons in 'n eenheid saamgesit het. Hebreërs 10 vers 24 en 25 wys hierdie verantwoordelikheid. Praat mekaar moed in, moedig mekaar aan, moenie opgee nie. Moet dit nie die onderlinge byeenkomste versaak nie, want dis waar dit gefunksioneer het. Net soos die ouens wat rugby gespeel het, jy moet elke rugby oefening bywoon. Net so. Jou mense het jou nodig en jy het hulle nodig. As jy wegbly en sê, ek het niks om van hulle te sê nie, dan ontneem jy hulle die geleentheid om iets vir jou te sê, of dat jy 'n woord van die Here aan hulle kan gee. Nee, om saam te wees is die belangrike